Okay. Goeiemôre almal. Ons groet julle in die naam van Jesus Christus. En welkom hier. En dankie dat ons hier as vriende kan saam wees. En ook as familie. Maar kom ons bid. Hemelse Vader, baie dankie vir 'n wonderskone nuwe dag, Here. 'n Dag deur U geskape. Here, dankie dat ons weer kan saam wees. Maar U sê ook vir ons, Here, daar waar 2 of 3 in U naam vergader is, daar is U ook. Dankie daarvoor, Here. Dankie dat U teenwoordig is. Maar dankie ook dat U ons leer en ons lei. Sodat ons kan sê wat U wil hê ons moet sê, Here. Nie wat ons wil nie. Here, dankie dat ons kan gesels oor dinge. Dit is belangrik dat ons dinge in die hart afkry. Here, lei hierdie diens en laat elke woord wat hier gespreek word vanoggend, Here, dat dit wees soos 'n woord uit U mond uit. En ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ons praat vanoggend oor die wortel van bitterheid. Nou as ons Matteus lees, Matteus 6, dan sien ons Jesus sê vir ons, as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. As julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge nie vergewe nie. Onvergifnis is nie iets lig. Dis nie iets klein nie. Dis ook nie so skadeloos as wat baie mense dit afmaak nie. Dit lei tot iets baie ernstiger. En daai iets ernstig is bitterheid. En bitterheid is maar net die begin van alles. Bitterheid lei tot allerlei siektes en uiteindelik die dood. Hierdie onvergifnis en jou bitterheid verwyder jou van God af. Ons kan bitterheid beskryf as die resultaat daarvan om vas te klou aan negatiewe ondervindinge. Daar is niks goed daaraan nie. Dit maak net vir jou deure toe en dit mors jou verhouding met God heeltemal op. Bitterheid word ook baie dikwels beskryf as 'n gevoel of 'n emosie. Dit is eintlik baie meer as dit. Baie meer as dit. Baie mense sukkel ook dan om te deel met bitterheid, om van dit ontslae te raak. En wanneer ons dink aan bitterheid, dan kan dit gegroepeer word met dinge soos woede en die onvermoë om te wil vergewe. Hoekom wil mense nie vergewe nie? Want die meeste van die tyd wanneer daar bitter gevoelens is dit omdat iemand iets gesê het, of iemand dalk iets aan jou gedoen het as 'n persoon, of iemand dalk net verkeerd vir jou gekyk het. Meeste van die tyd gaan dit ook oor mense wat vir jou baie naby jou is, jou geliefdes, wat dalk seer gemaak is deur iemand anders. En nou maak jy dit jou beklei. Mense besef nie hoeveel bitterheid jou kan vernietig nie. Totdat jy dit toegelaat het om op te bou binne in jou, so stoom binne in 'n
drukkoker, 'n stoompot. As daai druk nie 'n uitlaatklep het nie, dan ontplof daai pot. En jy? As jy toelaat dat bitterheid so groei binne in jou, asof dit nie ontplof, soos daai pot nie. Jy is lig geraak, jy vaar uit teen almal, en jy verval in 'n toestand van erge depressie. Bitterheid is baie gevaarliker as wat mense dink. As wat mense dink. Bitterheid veroorsaak net probleme in jou lewe. Bitterheid beroof ons van ons seën, ons blydskap en ons vrede. Bitterheid plaas ontsettend baie druk op jou geestelike, emosionele en fisiese toestand. Bitterheid veroorsaak dat jy liefdeloos raak. Dit net ook sê, bitterheid maak jou siek. En dit kan lei tot jou dood. Bitterheid wek ook hierdie gees van aanstoot op. Wat jy, as iemand iets sê, dan voel dit of dit regheid vir jou sê. Nou is jy skielik kwaad vir almal, want die waarheid maak seer. Bitterheid hou rekord van alles. Bitterheid is amper, 'n persoon met bitterheid is amper soos 'n boekhouer. Hulle sal notas maak van alles wat almal aan hulle doen en teen hulle sê. Om dit so in 'n oogwink teen jou te kan gebruik wanneer die kans hom voordoen. En baie keer weet hierdie mense nie eers, hulle is vasgevang in bitterheid nie. En dit kom altyd daaruit, dat hulle nie kan vergewe nie. Hulle is ook dan die eerste wat vir jou vra, waarom moet ek vergewe? En ek kan maar vir hulle verduidelik. Dit gaan nie in nie. So hoe kan ons hierdie gevaarlike ding, wat ons hart en ons gedagtes so opvreet, hoe kan ons dit oorkom? Kom ons sien wat sê die Bybel vir ons in Hebreërs 12, vers 14 en 15. Jaag die vrede na met almal. En die heiligmaking, luister mooi, die heiligmaking, waarsonder niemand die Here sal sien nie. Belangrik. En pas op, dat niemand in die genade van God veragter nie, dat geen wortel van bitterheid opskiet en onrus verwek en baie hierdeur besoedel word nie. So bitterheid is 'n wortel. En dan is dink aan 'n wortel, kan ons wortel sien. Hy is onsigbaar. Hy is onder die oppervlak. Daar waar hy nie deur ander mense gesien word nie. Jy kan dit dalk nie buite sien. Maar iewers daar onder die oppervlak, daar onder die grond, is iets besig om te groei. Daai klein worteltjies, wat begin by onvergifnis, en dan wraak, en dan vergelding,
en dan woede, en dan haat, en geweld, en moord, broei hier onder die grond, en wag net om jou te vernietig. Net soos 'n plant se wortelstelsel uitsprei, veroorsaak hierdie wortel van bitterheid ontsettend baie skade aan jou lewe. Jy word emosioneel, verstandelik en uiteindelik, en dis die hartseer ene, geestelik ook totaal vernietig. En ons weet as jy geestelik vernietig raak, dan kan daar nie meer 'n verhouding tussen jou en God wees nie. En ons weet Satan hou van 'n bitter hart. Want dit lei jou weg van God af. Daar is niks wat hy meer van jou al wil hê as om vol bitterheid, haat en onvergifnis te bly nie. Hierdie bitterheid bring hartseer en depressie en woede in jou lewe. Dit vernietig jou verhoudinge. Dit is so 'n lelike ding dat jy op die einde van die dag alleen staan. Ons het 'n baie goeie voorbeeld in die Bybel oor bitterheid. Sy naam is Esau, Jakob se broer. Sy bitterheid het hom na 'n lewe van sonde gedryf. Hy was bitter teenoor Jakob omdat hy sy eersgeboortereg gesteel het. En ons moet ontslae raak van alle bitterheid en woede en toorn en boosheid in ons lewe. Efesiërs 4 vers 30 tot 32 sê vir ons: En bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is tot die dag van verlossing. Alle bitterheid en woede en toorn en geskreeu en lastering moet van julle verwyder word, saam met alle boosheid. Wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar. Vergeef mekaar soos God ook in Christus julle vergewe het. Let wel, julle vergewe het. God weet baie duidelik wat hierdie dinge aan jou lewe kan doen. Dis waarom hy vir ons sê, verwyder dit uit jou lewe uit. God wil nie hê jy moet met hierdie bitterheid en al hierdie stryd binne in jou sterf nie. God wil hê dat jy in 'n verhouding met hom moet staan. Maar jy kan nie as jy vol bitterheid is nie. Jy kan nie as jy vol onvergifnis is nie. Wanneer bitterheid en wrokke jou hart wil oorneem, onthou bietjie wie's aan jou kant. Onthou bietjie wie het aan 'n kruis vir jou gesterf. Jesus Christus. Hy skryf vir ons in Johannes 16 vers 33.
En dit het ek vir julle gesê, dat julle in my vrede kan hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed. Ek het die wêreld oorwin. Ja, Jesus sê hy sal ons nooit verlaat nie. Maar Jesus het nêrens in die Bybel vir ons gesê, die lewe gaan maklik wees nie. Inteendeel. So dikwels, dan dink ons, maar hierdie lewe is so verskriklik onregverdig. Here, hoekom nou weer ek? Ek hoor dit baie. En dan is die versoeking baie groot om in hierdie bitterheid en wraak vasgevang te word. Jy het dalk jou werk verloor. Nou sit jy. Daar's nie inkomste nie. Of die verhouding waarin jy was is dalk skielik beëindig. Of iemand wat naby aan jou was, het jou verraai. Maar ons moet altyd onthou, hierdie beproewinge, wat maar van 'n korte duur is, net vir 'n klein tydperkie, sal altyd verbygaan. God se genade is daar vir elkeen wat op hom steun en op hom vertrou deur hierdie swaar tye. Wanneer dinge nie so mooi loop soos wat jy gedink het dit gaan nie. Wanneer dit lyk nie meer so wat jy beplan het nie. En wat kan ons doen om hierdie bitterheid in ons te beveg? Eerstens, fokus op al die dinge waarmee ons geseën is in ons lewe. Fokus op dit wat jy het en nie op dit wat jy nie het nie. Filippense 4 vers 8 sê vir ons: Verder broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, watter deug en watter lof daar ook mag wees, bedink dit. Bedink dit. Bedink al die goeie dinge in jou lewe. Alles is nie altyd net sleg en bitter nie. Lewe is bitter. Gooi suiker in jou koffie. Ons moet geduldig wees. God ken hierdie stryd wat ons het. Want hy sê dan net vir ons, hy is saam met ons. Al kry ons vir 'n kort tydjie swaar, terwyl ons al hierdie aanslae teen ons verduur, kan God ons enige oomblik daar uithaal en ons weer oprig tot eer van sy koninkryk. In Petrus 5 vers 10 En mag die God van alle genade self, wat ons geroep het tot sy ewige heerlikheid in Christus Jesus, nadat ons 'n kort tydjie gelei het, julle volmaak, bevestig, versterk en grondves. Al is dit moontlik dat hierdie wortel van bitterheid jou lewe kan probeer beheer, kan ons altyd weet, daar is 'n uitweg. Sy naam is Jesus. Gebed
en toewyding aan God en sy woord is die verskil tussen geluk en vrede of om bitterheid toe te laat om beheer oor jou lewe te neem en jou vrede te steel. Ons het so baie om voor dankbaar te wees. Waarom fokus ons nie vir 'n slag op die goeie dinge van God af nie? Die kleinste goedjies kan partykeer die grootste seën wees. Grootste seën wees. Ons moet vir God altyd in gebed dankie sê vir sy seën oor ons. Maar ons moet ook vir hom sê, Here, dankie dat U deur ons hierdie dat U ons deur hierdie beproewinge gedra het. En Here, dankie vir die lesse wat ons daaruit geleer het. Dis nie altyd so maklik nie. Maar wanneer ons die Here vertrou in vaste geloof, dan word dit makliker. Soms is dit tydens hierdie slegte ondervindings in ons lewe, hier wat dinge nie mooi loop nie, wanneer ons besef, wanneer ons swak is ons sterk in Christus. Hierdie krag in Christus help ons dan ook om selfs die grootste struikelblokke te oorkom. So, moet nooit vergeet wie in jou leef en in wie jou geloof moet wees nie. Moenie toelaat dat die vyand jou met sy leuns vernietig nie. Is nie die moeite werd nie. Moenie laat daar, soos wat Petrus vir Simon die towenaar gesê het, moenie daar 'n gal van bitterheid in jou wees nie. Jy het gaan lees in Handelinge 8. So waak teen die vyand en al sy aanslae. Waak teen onvergifnis. Vergewe, 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 sonder ophou. Dis wat Jesus ons leer. En daar's 'n rede hoekom hy ons leer. Want hy wil nie hê hierdie bitterheid moet ons lewe vernietig nie. Amen. Hemelse Vader, dankie vir hierdie woord vanoggend. En Here, laat U Gees die naprediker wees hiervan. Laat mense net weer besef, U is in beheer. En ons moet op U vertrou, Here. En wanneer dinge in ons lewe moeilik gaan, moet ons leer om dit aan U voete neer te lê. Want die geveg is nie ons nie. Ons geveg is ook nie teen vlees en bloed nie, Here, maar teen die bose geeste in die lig. Here, dankie dat U ons beskerm. Dankie dat U ons 'n wapenrusting gegee het om ons te beskerm teen hierdie aanslae van die vyand, Here. En laat ons leer om ons wapens wat U vir ons gegee het te kan gebruik. Seën ons, Here. En bo alles laat U wil geskied. En ons bid dit in Jesus naam. Amen. Dankie.